Die afgelope 4 jaar was nie maklik. Dit het my uitgedaag en die mense rondom my in die algemene synode se leierskap tot op die absolute uiterste. Daar het bykans nie 'n dag verby gegaan en dis die getuienis wat ek wil lewe vanaand. Waar ek nie iewers in Suid-Afrika in iemand vasgeloop het, of het op 'n lughawe was, of op 'n bussie, of in die straat, of waar ook al, waar daar nie iemand was wat vir my gesê het, ons wil hê jy moet weet, ons bid vir jou. Dit was 'n ongelooflike ervaring. Mense wat vir my gesê het, ons kerkraad het gisteraan vir jou gebid. Of ons selgroep het gisteraan vir jou gebid, of verlede week. Of in ons erediens is daar vir jou en ander gebid. Onlangs. Daar sonder kan ons nie dit doen. Dit is die eerste ding wat ek wil sê. Die tweede ding wat ek wil sê is, die NG Kerk is oneindig welwillend teenoor sy voorsitter en sy leiers. Ek kan nie vir julle sê hoeveel welwillendheid ek in die afgelope termyn beleef het. Natuurlik sien ons in die sosiale media soms hoe daar met geweld gepraat word en gedreig word en geskel word ensovoorts. Ons wat glo in die opgestane Here Jesus. Ons wat glo in die Heilige Gees wat uitgestort is. Ons wat glo in die Gees wat vergee, soos liefde en vrede en geduld en goedhartigheid. Ons praat gelukkig nie so. Mag dit dan so wees dat ons wat met hierdie oortuigings lewe, en nie net oortuigings nie, met hierdie werklikheid leef van die Gees wat in ons is, dat ons met absolute respek en oortuiging sal vorentoe gaan. Respek vir mekaar, respek vir ander. En laat ons nou nie dink dat die klein opmerkings oor respekvol optree teenoor mekaar nietig is nie. Ons moet ons gewoontes veredel in die kerk en daar buite, sodat ons altyd geag sal word as respekvolle mense. God is 'n respekvolle mense. Ons tema is maak 'n lewegewende verskil. Die NG Kerk het soos nooit in sy geskiedenis nie. Eintlik, laat ek my herfraseer, soos in die tyd toe Suid-Afrika en die bevolking van die land in die begin van die 20ste eeu 'n absolute lewegewende verskil gemaak, het ons nou weer 'n geleentheid om 'n lewegewende verskil te maak in ons land, ons lande. Namibië, Suider-Afrika, Suid-Afrika. In hierdie vergadering moet ons besluite neem wat ons opstel en in 'n posisie stel om daai verskil te wees en te gaan maak. Ons het 'n geleentheid. Kom ons gebruik